Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, dames en heren. Ik is weer hier met mijn vriend, mijn collega, mijn co-host. Mijn co-host, Brett Kadot. En ons gaan vandaag over een baie sensitieve topic gesels. Baie diep topic. Baie diep en sensitief en is iemand die zo. Weet je wie zij is? Jij weet wie zij is. Iemand wat nou s'nachts gaat volgen wat ons gaan zeggen vandaag. Maar iemand moet het zeggen. Dat moet gezegd worden door iemand. En alsjeblieft man. Die Bijbel zegt zelfs. Ons kan niet heel tijd lieven van mij. Ik met een beetje vaste kossies beginnen eten. Zo. Maar zeg het, wat is die topic van vandaag? Zeg voor die mensen. Hey, voor ik het topic introduce. Baie dankie voor allemaal. Wat subscribe het. Yes sir. Dat share het. Like het, gecomment het. Yes sir. Waardeer allemaal ze insa. Al deze grio's. Al deze grio's. Also, right. Alle zijn verkeerd. Of niet is verkeerd, maar oké. Jokes. Ik is niet bang om te horen dat ik verkeerd is en dat ik onnozel is. Want ik maak een gewoonte van om voor mensen te zeggen. Hulle is onnozel zo. Als hulle van mij gaat zeggen ik is onnozel, dus helemaal niet haken aan mij. Dat ik mezelf kan rechtstellen en een betere kwaliteit van man kan wees. Voor die mama's daar buiten, verstaan ze? Een fair play. Ja, alright. Anyway. Nou, of voor die samenleving naar buiten. In elk geval, die topic van vandaag is, en dat is nou een harde een voor die boys. Moeilijk te lang aan die tit hangen. Ja, die tit is lekker. Ik praat nog van de baba's op spreken. Je vat iemand nou, ik denk weer uit context. Uit context, nou, wat betekent dat, Mr. De Bruin, om niet te lang aan die tit? Wat betekent het om aan die tit te hangen? Zij moet groot worden. Ja. En begin op je eigen. Ja. Zij moet je eigen nesie beginnen schroep mee, bro. Ons praat niet nog met vrouw mensen. Maar nog met die boys. Owens, ons samen moet beginnen. Ergens moet zij beginnen je eigen potje krap. Ja. En dat betekent niet dat men haastig is. Maar zij kan niet altijd onder je man en je pa zijn vleer geweest. Ja. Want morgen zal het niet meer doen. Dat zij niks skills opgebouwd. En nou praat ik niet van koken dat die fortitude manier. Hij klopt in een manier die is erg boys en buiten. Ik ga dan nog op mijn TikTok goed zetten. Is erg boys en buiten. Rijd kwijkar, rijd lekker op je naviek en er is niks fout aan mij. Zij is gevaarlijk tussen die oude maar iemand klopt die, zij denkt maar mij is iemand bij die. Moffie. Rijd waar. Is mensen buiten, ik praat niet net van mezelf. Als er iemand bij die klopt, zij weet niet waar het is, zij moet zelf gaan. Man genoeg wees om te gaan, kijk wie is die. Ja. Waar die kop klopt. Zij moet man genoeg wees om er niet aan op te staan, te kijken wat er is zo. Ja. Zij weet niet waar het is, weet dat zij moet je hamer opstaan, dat is een bok, een panga, een gun. Zij moet opstaan. En zij moet naar dan gaat face. Zij kan niet de hele tijd bij jou maar in je paas kijken. Nou, dat is nou implications van dit. Pros en cons. Nou kijk je ooit die episode besluit als een half geïnspireerde story story van Abraham in die Bijbel. Hij was voor een baie lang tijd in zijn pa se tent geweest. Corrigeer voor mij als ik het misschien verkeerd heb, ja. Ik denk hij was 75 geweest. Hij was redelijk oud. Hij was redelijk oud geweest toen het God voor hem gezien heeft. Bro, kijk je. Sy sal moet uitkom Lisa en 'n mama kry en die liewe aanvat van sy is nou in jou pa se tent en so niks verantwoordelikhede nie bring. No responsibilities whatsoever. Sy kan heel dag Netflix en so en niemand sy kan vir responsibility vir niks te vat nie. Wat lekker klink. Reg genoeg, het klink baie lekker. Het klinkt nice, ja. Het klinkt baie lekker, heel dag Netflix en chill. Sy kan braai as sy wil. Sy staan op want sy wil as sy nou nie werk. As sy, ja, van hy moet nou pasig geld gehad, so hy hoef nie op te gestaan het. In elk geval, het klinkt lekker. Jou ma sit vir jou brood en vir die week. Ja, sy lekker. Maar die trade-off is, sy gaat nooit
'n man raak nie, sy gaan nooit groter raak nie. En hy is die probleem wat ons nou mee sit. As te veel brase wat 40, 30 jaar oud is, maar die man is nog soos 'n 10-jarige kind as hy by die huis is. Kindermans. Ja. Dis 'n kinderman, dis 'n kindman. Groot baba. Just hy sê lang kan nie dit dan my bro. En weet jy wat gebeur? As jy is die tipe ouens wat se ma hou vas op hulle het, van hulle goose wil kry. Ja. 'n meisie wil kry of wil trouery maak. Dan nie, maar 'n mens gooi nie soveel sout in die kosie Mandy. 'n mens moet 'n bietjie ek gooi altyd dat Mandy mos nou onmiddellik begin kwaad word vir jou. Nou het sy daai issues. En omdat jy nie alleen op jou eie was vir 'n tydjie, het jy nie die skills om daai twee goede te kan mitigate nie. Hoe reconcile die twee mense wat hy voor lief is? Jou ma en jou vrou. Ja. En jy het te lank by die huis gebly. En jou ma was die hele tyd oor jou of jou pa was die hele tyd oor jou. Hy authority figure. Nou los jy vir hulle om die besluit te neem. Niks accountability by jouself. En niks accountability is by jou nie. Sy which means sy bly 'n spook die hele tyd nie bro. Casper. Ja, Casper de Vries. Nou kyk jy, ek het 'n vraag. Nou wat sy praat hier van skoon mense en jou motsie. Wat dink sy van, dis miskien ook iets off topic. Ja, ons kan weer daar kom. Wat dink sy van as sy nog getroud is met 'n goose, no? Julle bly miskien nou sê in 'n 40 minute of 'n 1 hour vicinity, nee, is 'n bietjie te veel. Sê 30 minute vicinity van haar mense en jou mense. Hoe gereeld sal julle na mekaar se skoon mense toe gaan? Of hoe gereeld sal julle na mekaar se mense toe gaan? Sê nou ek het 'n vrou. Ja. As jy van julle hang elke weekend saam met familie. Ek kan nou nie, ek persoonlik, ek like my eie space. Ek gaan elke dag na my pa toe loop. Ja. En hy is nou alleen en al die tipe dinge. En ek sal baie graag miskien, en ek nou kinders het, my kinders wil vat daar na my pa hulle toe op 'n gereelde basis, net vir die kinders se sake. So dan afseker of hulle klein kinders of wat ook al. Miskien elke week, een keer in die week, miskien op 'n naweek. Maar dit moet nie 'n law wees. Maar die ander ding wat ek ook realize, is dat die tyd is kort. Ja. Want jy beweeg, kyk jy mense travel, mense beweeg aan. Ouers, oumas en oupas sterf. So jy wil hy kind 'n kans gee om, you know, tyd te spandeer met oupa en ouma. So as dit possible is, dan kan jy vir my persoonlik, ek het hy ding gelyk, een keer 'n week. Ek het dit al gesien by families. Een keer 'n week op die naweek is hulle daar. Okay, nou hier is my ander vraag op tyd. Dink jy nie dit skep 'n platform vir inmeng? Wel, dit depend wat gesê word. En ek dink daai is waar die lyn moet gekry word. Hy is waar jou man net vir as 'n vrou, hy waar jou man jou net 'n kyk moet gee. Ja. Hy moet jy weet hy overstep nou die baan. En as 'n man moet jy al kyk develop in dat sy weet as hy vir haar kyk. Sy moenie nou daaroor praat. Ek dink dis een vir die boys, hy wat hy man nog gesê daar so. Non-verbal. Sy kan net even sê agter toe deure hoe vir sy sê vir jou vrou. Ek weet as jou man is jou pa. Ek weet as my ma en my pa. Vroumense is gewoonlik die pere wat praat. Ek kan maar hoe 'n goeie relationship met my mense het, maar wat hier in die huis aangaan, is nie hulle besig. 100%. Because why die is nou ons join die en ons reels is different van die reels. 100%. En weet jy wat like ek nie? Mense like hulle ander reels op julle impose. Ja. En ek het hulle vorige episode gesê. En ek sê nou weer. Ek like dat vrouens by mekaar is en by mekaar uitdang. Wanneer ek het nie demo. Ek het nie demo nie. Ek het dit al te veel gesien. Maar die wit vluggie. Te veel gesien waar vrouens by mekaar is. Dan sê hulle vir mekaar sekere goed. Nou kom hulle met eie reels. Soos byvoorbeeld klere dra. So ek hou nie van my vrou moet kaal buite loop nie. Nee maar Bradley se vrou loop aan met 'n kort rokkie. Wel, hy's Bradley se storie. Hy sy ding. Hy's wat hy hou van sy vrou se stere moet buite hou. Hy is jessie.
Hy like het, allemaal moet nou asteren doppel. Maar ik hou niet van. En als jij niet reels wel like je, dan krijg je veel een ander boyfriend. Ze krijg je een ander man. Klaar. In diezelfde manier man. Zij is de streng. Meneer, ik kan maar streng ook wezen. Hij is hoe ik verkies om mijn leven te leiden. En dat is ook om, als mensen wat gaan houden van mij persoon, mensen wat van jou gaan houden persoon, en dat is oké. Ja. Allemaal hoef je van mij te houden. Allemaal gaan niet van mij houden. En als ik wil adapt om allemaal te please, ze verloren al heel tijd. Ze gaat allemaal verloren. So, mensen bij je panko wat ze staan op wat ze willen. Zij zet jouw voet neer als een man, brother. Because why your responsibility is hoog. Ja, your responsibility is hoog, which means jou ziet wat zij zet, die kompuis is heel tijd warm wat zij zet. Ik weet niet, maar hier is mannen wat in die midfield spelen op een sokker voor jou. Ik heb al in die midfield spelen, brother, die kompuis raakt warm, brother. Zij lopen heel dag en zij mannen voor heel dag en die passen is vol, kan die bal afvatten. Anyway. Julle reels is miskien different. Sy en jou vrou besluit miskien op 'n Sondag. Julle weet traditionally ons in die Brain community hou van 'n Sunday lunch. Sy en jou vrou besluit miskien nee, ons hou 'n Sunday brunch. En dat is die middag uit. Of ons iets sappo op 'n Sondag. Whatever. Hy is jou reels. Niemand kan vir jou sê nie. Jou maale of wie ever kan vir jou sê. Van al twee kante af. Ja, dat doen. So? Maar jou aan. So? Ek is niks met my te doen. Sy besluit julle sappe miskien op 'n Sondag aan van julle wil iets doen deur die dag dat julle kan uitkom en dan kom sappe julle vanaand. Klaar gelag. Verstaan jy? Sy hoef nie te volg wat jou mense wat die tradisie is. Anyway, en moenie nie te veel vir jou mense sê of dit nou jou eie mense of die skoon mense. En sy hoef elke keer te verduidelik wat sy doen nie. Ja. Ja. My bro. Mense wil verduidelik. Nee, my man wil hê ek moet gaan nie. Nee, maar hoekom dat? Sy wil te verduidelik. As 'n man hoef jy nie te verduidelik hoekom jy nie wil hê dat en dat. Julle twee verstaan mekaar. Klaar. Anyway, nou kom ons by maar kwaad. Yes, weet jy, die episode ek het my bloed laat kook. Ek het actually gedink, ons die ding rekord. In elk geval. Nou ons interview braase man wat nog die hele tyd man. Mami, daddy, ja, jong moffie. Anyway, sy moet uitgaan en 'n man raak, my bro. Ons verstaan, die manne gaan nou weer vir ons argue. My bro geld. Want hy sê die manne aan dink, dis hoekom hulle wil nie. Okay, en laat ek voor ons vier gaan. Dis die ander ding ook wat ons anyway, dis die ander ding ook wat ons mos nou. En ons wil actually episode hier oormaak. Konteks is baie belangrik. Ons verstaan almal se situasies is different. Right? Sy juffrou by ons skool sê vir my gesê is net sê en maar ek gaan nie nog sê wie sy is nie. Maar shout out van sy weet wie sy is. Is net sy en maar. So ek verstaan as sy nie wil uittrek. Konteks. Ons praat nie van die vrouens nie. Ons praat nie van die vrouens, verstaan jy? En daar is situaties waar dit 'n boy en sy ma of net 'n boy en sy pa miskien. Maar even then voel ek dit, sy moet try om 'n way te kry om ja, om at least some form of responsibility te vat man, dat ek 'n bloody man kan raak my bro. Want daar skills wat sy oor die jare opbou, wat vir jou op jou eie twee bene laat staan man. Hy kan maar wat kom, sy weet, sy is steadfast hier in jou dinge se in en sy sal enige situasie kan handle. Right, anyway, die financial pros van Aniteta. Want ek maar nou so sê. Sy kan op rentgeld bespaar. Right? As jy spaar. Sy kan op rentgeld bespaar. So mense vir haar bootgeld, so mense vir haar minder. As probably aansienlik minder, want ek weet rentgeld is hier R6,000, R7,000. Dan vra jy jou maale miskien vir jou, of jou paale miskien vir jou aansienlik minder as dit. Verstaan sy? Sy kan goed in balk koop, want sy het mos nou meer financial cash flow, capital, sy kan nou goed is in balk koop. Sy kan help met die weer kom jy huis, sy kan ook nou help aanbou, whatever the case may be. Sy tyd om jou op, en ek dink sy gaan die ene like, sy tyd om jou options te research.
Sy kan nou risiko's vat, sy kan 'n business begin, sy kan wat study. Ja, for sure. In. Alright. Daai is die pros wat ek nou het. Is daar enige pros wat sy het? Ek dink 'n pro kan ek wees. Dat jy wat amper niks risky. Vir jy goed in die huis. Niks kon na jou doen nie. Ja. Which is the pro en 'n con. Interessant. Maar as daar iemand by die deur klop, jy moet die kar kry of nou iets is fout of wat ook al, hulle soek nie jou nie. So jy vat niks van hy emotional burden, hy emotional stress op jouself, is op iemand anders. Nou wat vir jou 'n bietjie freedom bied om jou mind te laat gaan vir 'n business of vir dit of vir dat. Ja. So ek dink daai is ook 'n pro vir by jou parents nog bly. By 'n sekere ouderdom. Maar wat het miskien men ons ouderdom moet gee, wat het tyd moet 'n mens beweeg? Maar depend ook op die context. Depend op die context. Maar hier by 30 my bro. Dat kan nie. Kan nie nog by 30 vas aan. Hier by 20 uit aan. Man jy moet begin dink. Jy moet begin dink, well, my bro, wat jy nou nie kan afford nie. En wat ek die meeste van like van 'n man is, sy kan jou plan, sy kan 'n plan het in jou lewe. En sy kan according op hy plan kan sy nou werk. So as jy 'n plan het om in die next 2 jaar uit te trek, met die huis to whatever the case may be, dan man sê het sy 'n plan. Maar ons praat spesifiek van hy bra wat ook nie 'n plan het. Ja. Hy worry nie, hy wil nie daar bly. En is lekker. So, maar take the time for hy meet is in 25 en 30. 25 op. Ek sal sê so gou as moontlik. As conditions. Nie 18 obviously nie. En hy begin 'n week. Ek praat nou in die konteks van as sy moeite gemaak het om na 'n tertiary institution toe te gaan. Alright. Nou het sy miskien nou. Sy gaan miskien nou 'n bietjie terug. Jou naam is Elton. Sy gaan nou 'n bietjie terug. Alright. Voor 'n jaar of somewhat. Whatever, jaar of 2. So gou as moontlik. Afhangende van jou konteks. 'n goeie idee. Want sy moet ook mos nou obviously bietjie wegsit vir 'n flat. Hulle soek mos altyd 2 maande deposit. Ja. Whatever. En dan voel ek miskien het jy wake up over iemand. Daar's mense wat miskien hanker heeltyd. Jy moet ek trek, moet ek bly. Miskien is die wake up call because sometimes my bro, fact of life. Nie een man oor is reg vir kinders nie. As jy nou moet hoor iemand spreek, maak net 'n example. Wie? Sy nou 'n pa. Hy kan like uitgeknip net hoe jy met 'n baard met 'n baard kom ek dit. Onmiddellik moet jy as jy nou 'n pa, jy word nie eens in die is in. Wat kan jy nou maar? Jy kan nie, kan jy weg uit? Kan jy wat? Wel, as sommige mense wat weg uit. Maar as 'n man gaan jy na jou boot voorstaan, brother. Jy so is nie 'n plek of 'n tyd waar jy gaan gereed wees vir enigiets. Ja. Pak dit net aan en jy move. Ek moet nou my crocs aantrek en my voete, my boete reg staan. Anyway, hou kom ons by die cons. Dan gaan jou credit score. En stadiger opbouw. Depende ja, dit moet nou van bij aan je account niet. Of een maken account, dan kan je maar een beetje opbouwen zo. Sy gaan nie die need voel om skuld te maak, want sy het mos nou meer. Sy het 'n surplus van extra income, extra capital, whatever sy het wil. So sy kan hy, sy is in 500 Fabiani go for one time. Sy het nie nog nodig om skuld te maak nie. Rente vir hoe? Nou kan, hy kan actually in 'n ander kon. Ek weet nie of jy dit neergeskryf het nie. Hy kan miskien duur skuld maak vir 'n kar. Want hy het hy capital. Nou is hy regtig kwaai kan, maar jy bly by jou ma. Ja. Which is your prerogative to do. Golf 8, man zit 'n kamer by jou ma. Exactly. De dele kamer. En weet jy wat, die ander ding. Weet jy, ja, van beskryf die jumping gun nou hierso. Baklei jy oor 'n huis.
kan nou 'n probleem raak in die future because in jou mind is dit al klaar, dis my huis die, en ek bly die langste hier. Sy weet nie wat jou ma hulle besluit het of hy die decision is wat hulle gemaak het nie. Verstaan, sy sou nou laat is op verkom goed. Maar hy sê actually die episode wat ons moet maak. Hy is frustreerd in stoel. Hoe meneer, mense wat nou nog kwaad loop in mekaar. Yes, nou nog is al. Ek het na mamma gekyk. Yes. Anyway, come on. Anyway, die een oor die credit score het miskien split opinions. As sekere mense gaan weer sê ja, maar ek het myself gesê ek gaan nie skuld het. Alright? Okay. Nou vraag jy jouself, die algo my, die so julle wat die kyk, doen goed dit vir my. Vat jou hand, no? As jy jou hand in jou sak. Haal jy gewoon 800.000 rand uit vir 'n huis. Haal het gewoon hier uit jou sak uit. En gaat gee jy daar so vir Standard Bank. Ja. Vir 'n huis. En sê vir my of sy kan regkom sonder skuld. Punt wat ek wil maak is ongelukkig gaan sy 'n bietjie skuld moet maak. Whether you like it or not. Van sy kan nie nou vir my wys hier. Sy al uit jeans sak, hy klink sakkie hier so wat noem hulle hy sakkie. Ek weet nie, gewoonlik dat die mense se salaris moes Wag maar. Jo. En sy al het hy klink sakkie uit 800.000 rand vir hy. My broer. So sy moet ongelukkig nou 'n verband gehad uitdal wat skuld is. Unfortunately. En dan dinge soos hy dan net sê, dinge soos hy moet skuld het. Right. Personally voel ek 'n kar is miskien 'n bad investment. At that time. Ja. Voel ek. But context is different. Die persoon kan miskien nie nou afford om 50k te spend vir ordentlike dinge. So nou moet die persoon maar nou 'n paementkar gaan maak. Verstaan jy nou? Hy sê een ding. Anyway, nog 'n kon sy gee jou financial independence op. Alright. Om alleen te bly, leer vir jou sekere skills. Facts. Sy maak nou dat 'n 10 rand 'n 20 rand is, brother. Sy trek hy ding. Sy rek hom uit. Het klink attractive, right? Maar het klink attractive om te spaar by die huis. Maar dinge gaan te strak te wees vir jou later in jou lewe. Wanneer sy nou actually besluite moet maak, wanneer sy nou sien, jy moet ek toch my eie 2 voete staan. Hoe maak sy nou? Facts. Verstaan sy? En het create 'n comfort zone vir jou. Inadvertently hinder het vir jou van die development 100%. Van jou finansiële onafhanklikheid. 100%. 100%. Weet jy wat ek toe ek intrek, ek kan nie so onthou aan, 2022. Toe ek nou intrek my broer. Almal is mos man, jy nou excited oor die hele storie, maar ook nervous my broer. Dit is 'n nerve-wracking situation. En jy weet nou my broer, jy nou 20 jaar, 30 jaar commitment wat sy nou hier aanpak. Ja, sien, oor die algemeen is ons maar bang vir commitment. Well, sy pak die ding aan. Side note. Sy pak die ding aan my broer. Maar weet jy waar, die eerste payment het al afgegaan nou. Ek het al gesign nou, voor die payment afgegaan, gaan sign by die lawyers, oordragkoste betaal, alles klaar gedoen. Maar weet jy wat ek gerealiseer, dis die regte storie, ek dink ek jou al vertel. Toe ek hy renpapier sien met my naam op. Ja. Maar toe besef ek, nee, dis nou real die. Ja. As hy nou terug gaat hom na mami en daddy toe. Ja, as nou sy. As sy. As hy waterbillie betaal is hy, sy. Ja. En nog iets fout gaan met die property, sy. Sy is nou die man. Hy was vir my ook ingeskop toe ek die waterpapier vir die eerste keer sien. Senegal staan bereidlik getal. Klaar. Dus ek sê, okay. Goed man. Verskoon my. Dis nou niks meer van. Sy sien nou net jou naam op die skoolfondspapier. Jy is nou hier by die waterpapier. Op die rapport. Op die rapport sien sy oor jou indigte plek. Of wat in die muur aan die toilet. Ja. Breed was hier, 2024. Of 2004, ek sê nou nog by die hoërskool. Sê dan mense goed. Nog kon. Nou privacy word gecompromised, brother. Wat is privacy?
In die current community, nie jou pijsje verspreiden nie. Want hy dan los, brother. Hij weet jou ma van zijn pijn. En dan jou ma weet van zijn pijn. Ja, Dat is een nacht, brother. Hij gaat zeggen nog over in neighbors. Nee, weet je. De klonk geen moment zoveel in. Maar ik kreeg zoveel geld. Ja, ja. Brother. Yo, ik zou mijn squad raak mee doen. Hoe het mami gezien? Nee, een kasko gemaakt. Daar gaat jouw independence en jouw privacy. Privacy voor hoe? Plus, ze gaan een abundance krijgen van unsolicited advice. Die hele dag van hoe om jouw leven te leiden. Ja, daar zij weet niet hoe, zij kan niet besluiten zelf hoe om jouw leven te leiden. En dan gaan we die hele tijd zien. Zij moet niet zo leven, niet, zij moet zo leven. Maar hij denkt een keer, hij gaat jou niet trekken aan de top aan. Hij gaat niet zo uit. Oeh, ja. Ja, kapan. Kan nog pauze kon. Maar ik denk een van je grootste is, van mij. Als een man, het je jezelf nog niet bewijst dat je kan alleen zijn. En in context van een vrouw. Zijn je vrouw gaan nou trouw, zijn je girl. Maar dat is niks van jezelf. In mijn vrouw is het, maar dat kan ook op konderad. I mean, two way. Kan beide goed wees, because als hij lang alleen is als een man, kan het moeilijk wees je misschien te adapten tot een nieuwe persoon in je huis. Maar aan die andere kant kan je vrouw die assurance zeggen, kijk, die man kan niet huis ran. Ja. Hij weet hoe om goed te recht te maken, uit te zoot en wat ook al, want hij was al zo lang alleen. So zij raakt een mature person. Zij raakt bij een mature wanneer zij alleen is. Zij moet mature raken. Als je aan een way niet meer bent. Zij moet volwassen worden. Misschien by choice of by force. Maar zij moet groot worden. En daar, zij krijgt niet noodwendig hij geleentheid om groot te worden. Bij deze. Er is nog een paar pros en cons. Right? Ik zal samen zijn met die in de volgende pros. Het heeft minder household chores. Was goed. Scoren goed. Groten zit. In. Brave mij. Ik zeg hem nou frikkie, zeg maar allemaal goed is zo. Hij is definitief een pro uit zijn bereiking. Ja. Meer thuisgemaakte kost. Ja. Hij is nog weer in veel, hij moest liever oké. Nee, ik heb nog afgekomen. Ik maak nog voor's bij deze. Ik maak nog voor's, ik heb het geleerd, maar ik lijk ook hier gekookte kost bij je niet. Zo ik zal nou. Ik wil zijn er gekookte kost. Het vat te lang. Ik heb die tijd niet. Maar ik krijg met andere alternatives man. Kijk, ik zou misschien cereal, ik like cereal. Dat is het. Olberen, ik like hij. Of snipkrikkel en pop. Ik heb mijn laatste, dan is er gemaakt, dat van mij 2 weken gehouden. Sorry. Meals wat noem je het? Meal prep. Ik heb dat eigenlijk doen. Schoon, man. Weet ik heel geweest. Zij raakt goed. Ik ben trots op jou, man. 10 bakjes gaat meal prep. Dat is het. En ik maak ons vetkoek. Ik like bak. Vetkoek in broodbak. Ik moet misschien een holiday nog bakken. Maar ja. Hij is oor of vetkoek. Wel. Wat die weet. Ik sukkel met jou, meneer. Zij laat me sukkelen. Context is up to you. Niet anyway. Zo, ik heb geleerd om mij, in het begin, maar ik heb baie takeaway, ik heb bij mij palen. En hulle is nabij genoeg. Dan geef ik voor hulle geld, dan eet ik daar. Maar ik maak mijn eigen kost ook, maar ik kan niet denken dat ik, als ik nou wil, als ik nou een meal bij elkaar, maar die rijstkoekerij, het vat voor mij niet te lang. Ik zal een rib maken en dan zal ik daar iets because it's quick. Maar het betekent niet noodwendig is een unhealthy, verstaan je? Ze zijn maar een middelweg van, maar die kostmakerij vat tijd. Het vat tijd, ik like het. Annelien naby die huis, sy kyk nou dit. Annelien sê nou aan, hier kom man, het vat gas so lank om kos te maak. Sy sit weer net die plate laag.
Ek sê om die plaas te hoog. Want ek was vinnig geloof. Brand nie goed brand. Right, anyway, nog 'n pro. Sy die emotional support dat sy vir Jesus. 100%. Ja, sy gaan nou 'n difficult ding, die break-up iets by die weg, right? Soos mense by die huis wat jy kan support. Maar, die selfe pro kan ek kon. Hoeso? Sy stamp jou toon by die weg. Hy Bradley, as jy toon reik, moet jy dokter bel. Moet ons medikliniek toe gaan. Moet ons Melomed toe gaan. Kom. Here we go. So, is pro en cons. So jy het support by die huis, maar hy support kan overbearing raak. Dat hy nooit kan leer, kykie, om in solitude te gaan en alleen ding te face. En hy maak nie van jou steek, sy is nou die. Sy voel niks en sy is net die steek, nou. Maar, dan gaan hy in die liewe kom, want hy moet staan alleen mee doen. En dat jy die ding alleen moet gaan, en dat jy alleen is by die huis, dan ja, by vir jou, hey bro, jy moet huil alleen by die huis, huil jy alleen. Sy moet steker uit die. Sy bak ijskrim alleen ieder by die huis. Huil my bro, net die professor, sy huil. En sy kap aan. Verstaan jy, so hy self pro, maar ek dink een mens undervalue die familie support dat die mens het. Behalwe dit dat jy by die huis bly, just in general. Ons undervalue het en dis ook kom van my so snaaks is dat ons nog steeds in die day and age, ons sit familie af vir 'n later tyd. Vir ons miskien baie kan beteken. Ja. Right, en dan die volgende pro, nog 'n pro is, sy kan useful visa bereis. Maak 'n voorbeeld, sy is miskien unemployed. En nou kan sy om die huis, ja, met goed is. En sy mense value of self-worth kom ons maar gewoonlik, ons moes maar gekoppel van hoe useful sy is. 100%. En sy kan ook aan nou ja, maar nie chores and whatever the case may be. Anyway, as hy klaar, genoeg pros wat ons nou al identify het, ek dink jy as nog, maybe as jylle nog iets sit vir ons by asseblief. Ja. Because why? Anyway. Op hy punt van die green en die red flags in die mans. Dit kan vir sommige vrouens 'n red flag wees. As hy te lang by jou ma bly, of by jou pa. Maar soos wees jy konteks, miskien is hy ou rede, besig om na sy ma te kyk, om na sy pa te kyk. En sy pa het hy financial resources nodig. So vir hom uit te trek gaat vir hulle almal onder die bus gooi. Soos verstaan jy. Maar sy leer definitief beter skills. En sy moet mature. As sy alleen is. Sy moet, daar is nou. There's no choice. En ek dink die unknown van alleen bly maak dat mense nie dit engage. Maar, en dat is ook om die ander ding is. As 'n man byvoorbeeld, sy weet jy nie ligte gaan aansit in die aan. Nou jou responsibilities raak different. Hy kan nie nou nog, maar as ons waar nie man. Ek gaan nog steeds uitdaging met julle heel aan. Sy weet, sy moet hy ligte gaan aansit. Maar seker goed wat sy moet doen. As die uitgesort, hy gaan genoeg toiletpapier. As jy water uitgesort, hy ding lekker weer, jy moet het regmaak. So your mind is constantly busy. Ja, ek was ek gewees nou. Constantly busy om te dink aan solutions vir goed. En hy help vir jou in jou werkplek, in jou kerkplek, in jou vriendekring, in jou relationships, om te weet hoe om dinge op te los. Ja, problem solving. Because my bro is maklik om oor 'n probleem te praat. Hy analyse, hy onleed daai probleem fyn. Maar niemand het 'n solution. Maar hy nooit genoeg tyd gehad om te dink, hoe solve 'n mens die probleem? Self, en hoe doen ek dit self? Sonder dat iemand vir my het hoef te doen. Anyways, nog kons wat ek neergeskryf het, nou klaar gesê van die privacy. Jy kan maar vergiet brother, jou privacy is daarmee in. Jou vryheid is ook daarmee in. Facts. Sy kan maar sê wat sy wil, brother. Sy kan maar sê wat sy wil. Sy kan maar sê wat sy wil. So mense gesê het, brother, is oose dak die. Sy bly nog iets, sy volg oose reels. Klaar gelag. Sy mense gesê het. En hy reels as pris daar nie. Hy reels, want sommige mense gaan nou dink, ja maar jou pa en ma is as pris man. Hulle kan mens vir jou kos, dit is groot. Ja, dit is groot, maar dit is in hulle dak. So die reels is nie aan vir jou te victimiseer. Die reels is nie aan vir jou te neer te druk.
Die reël is daar, want sy sal ook reël in jou eie huis het. Ja, eendag gaat sy jou plek en gaat sy ook reël zet vir jou laities. Hy mense sê 5 o'clock in die huis, 5 o'clock in die huis, brother. Sy moet maar dealen, min van sy wil mos jou eie plek kry nie. As sy jou eie plek gekry het, right, nou kan sy maar besluit. Sy iets so maar hier 12 uur aan 'n bakwoes. Yo, 'n bakballon nie. Bekend. Ja, jy het te maken met 5, 6 eiers, no? En die eiers het geval, no? Toen maak ik wou 3 eiers gehad. Toen maak ik 4. Toen kijk ik in de ijskast, hij is gekraakt dat is. Toen maak ik 6 eiers, brother, gescrambled. Nou, ik was honger. En ik begin te jump met de tijd. Mijn bro, eiers, 4 eiers. Stukken voos, brother. 12 uur aan. Nee, het was die ochtend. En ik heb niet geëet die middag. Ik heb niet die ochtend geëet, zoals die middagse kant. Dus ik was honger, bro. Niemand zei voor jou, zij morgen. Zij weet maar niet, zij bakt 3 eiers. Hoe kwam ons zij zo? Zij reden honger met die kracht. Niemand wil jou niet. Niemand niet. En mijn broer, ik is broer daarmee gehad. Ik dacht goed net zo. Maar come to think of it, ik heb nog nooit brood in jouw huis gezien. Yo, mijn broer, kijk hier. Waarom man, ik was aan mijn waggie. Ik lijk het is brood. Ja, ons zijn bij de week gekregen. Was hij brood? Oh, ja. Nou, ik kom ja, maar brood wat is ja, maar kopen die zijn bij de week gekregen. Ik lijk je broodkoepie. Het staat aan de raak het oud man. Ik lijk je brood die hele tijd. Ja. Maar soms niet dat je brood man. Maar je misschien nog niet peanut butter in brood maakt. In het smeer man. En dat moet ik misschien nog die voos en die oenten zitten en hij vat tijd zo. Ik heb die tijd af. Side note, ik was hier met die mensen doen te maken hebben met een pot lentelsoep. Zo ze van Jacob. Jacob ben niet zo. Ja. Hij heeft met een pot lentelsoep gemaakt. So, ik heb Jacob in ISO. Technisch mijn geboorterecht geschreven. Had het dus wel gespijsd? Ja, maar hij ziet het niet helemaal spice. Ah, dat is chicken spice. Ja, maar die één spice voor al die bussen. Niemand kan mij zeggen niet. Yo, millimeter pot chicken spice. Maar nee, één spice nee. Hij is maar spice voor vis, voor rijst, of voor hoender, maar dan het werkt. Yo, mijn broer, anyway, laat hem maar aangaan. Nog een kon. Zij gaat sukkel in die datingpool, brad. Normally wordt mensen geclassificeerd als onvolwassen of onsuccesvol dat zij nog bij jou mensen blijven. Zie je niet? Dat is allemaal zo'n. Zie je niet zo'n? Dat is die waarheid. Mensen zien voor jou zo'n zekere lucht en dat zij nog bij jou mensen blijven. Want zij als een man moet je boots volstaan, nee bro. Niemand gaat het voor jou doen. Ja. Vrouw mij sorry, wat het nou vergeet. Bij één episode, dat is geen noem. Vrouw mij zit die luxury. Om mal te wees. Ja, zie. Hoekom zeg ik zo? Ja, zie. Zijn die luxury als een vrouw mal te wees, because als iemand wat je gaat save. Maak je zaak. Smallville. Nee. Iemand gaat je ook save. Maar mensen is een baie sympathie met een man. Als een vrouw nou valt. Joh, hoe zeg je dat nou gemaakt? Allemaal ja, een man valt. Right. Move on. So, as een vrouw, het vrouw mensen een beetje bij je meer leeway om bij je maat te blijven, bij je pa te blijven, en je gaat te save. Ik en zij, unfortunately, als een man, hoe zit hij daar? In Korea, waar ik was, zelf, hij werd zijn nog gezegd, die reels is different, even you niet in Korea. Die reels is different voor een man en een vrouw in society. In Korea, een boy, zodra zij ordentelijke job heeft, ze moet uit. Ze gaat blijven in een flat of wat je wil, het moet bij je flat zitten. Ze moet uit. Krijg je in je plek, zo gauw als mogelijk, dat ze kan beginnen sparen van trouwens, zoals hier. En huizen is hier, property is verschrikkelijk hier.
dames, sy kan in die huis en bly tot 'n man vir jou kom haal. Just fix. Uit die huis het. Sy hoef nie jou eie plek te kry nie, tot 'n man vir jou kom haal. Maar baie van die mense kies mos nou om hulle eie plek te kry. Ja. Besides the point. Culturally, kan sy in die huis en bly tot 'n man vir jou trou en die huis kom haal. Is dit? So daar is differences. Tot vandag toe. Sy kan nou sê, almal is dieselfde, jy is dieselfde, equal, whatever. Maar op die einde van die dag, daar seker 'n reël wat vir 'n man tel, wat vir meer respek buite gaan gee. Compared to as hy nie hy sekere goed is het. Alright, nou even al kry jy 'n goose, no, in die dating pool wat fine is met hy. Met jou wat nou nog by jou mense bly, no. Gaan hulle of jy nie happy is met die idee wat sy saam huis toe gaan en jou mense moet meet. Hulle of jy gaan ongelukkig is met jou. Wat bedoel jy? Right. Byvoorbeeld, die dame is miskien verskriklik skaam, soos ek en sy staan. Baie skaam. Nou, om saam met jou uit te wil gegaan het, was haar klaar 'n groot stap vir haar. Nou moet sy nou nog na jou huis toe gaan. Wat almal die oë is. En hierso is sy nog onder 'n ander tipe druk. Hier is jou mense ook by die huis. Hy staan waar hy mee bro. Depending, like, mense wat baie introverted is, vind dit moeilik, ja. Jy verstaan? Vind dit moeilik. En sy is miskien nou attracted tot die goose. Sy is nou only attracted. En nou vat sy goose. So, as was sy klaar zwaar genoeg vir jou te dinge, te accommodate. Nou moet sy nou nog jou mense ook accommodate. Sy kan maar bykom. En right, nou switch is het om. Hoe sal sy nie happy wees met die feit dat sy iemand moet huis toe vat? Maak 'n voorbeeld, sy het iemand huis toe gevat. Die breek julle op, sorry. Rico, nou waar is Apien? Jou dag, elke dag. Waar is Kishan? Julle twee dan. Sy was lang na sien. Sy was lang na sien. Veral as die man of 'n Kishan like. Ja. Sal die man of sê. En ek het Kishan nog by die môre gesien, hè. Ek nog mooi vandag. So Rocky, jy moet nou daai goed is hoor jou dag. As al 10 jaar na die tyd, sy hoor nou nog aan van brother. Is beet. Is beet. Zeker hy nooit reg kan om 'n byryding te beweeg nie. Alright, dat skep 'n platform, nog 'n kon, dat skep 'n platform vir clashes met jou mense. As jy by die huis bly. Ja. Hulle het miskien 'n klomp annoying habits wat sy miskien nie van hou nie. En nou, sy is groot man, en sy wil nou begin sê, maar kyk, jy moet nie so maak nie. Na laaste. Ek wil al dat study nie. Study en dat hy nou miskien nou begin week het. En as 'n klomp mense, veral dat hy miskien baie mense by die huis het. Bro, tot vandag toe, ek kan nie geraas hanteer. Ja. Ek kan dit nie hanteer nie, het irriteer my. As amper soos 'n siekte wat ek het, die hoe ek dit nie kan van hou nie. Ek hou nie van noise nie. Veral as ek nou noise, mense miskien nou, iemand maak nou harde musiek in die huis. Speel klub harde musiek. Maar jy kan nou niks sê nie van as redig almal sy huis. Dit net jou huis. Ja. Right, nog 'n kon. As hy snaakse mense wat vir jou gesig in gaan sê, sy is 'n mislukking. Sy kan nie sê jy sê kom. Kyk, daar Stephanie se seun. Hulle twee is dieselfde ouderdom. En hy man het al sy eie plek. Just hy speel. As jy hulle vir jou ja, nou wat is jou probleem? Daar's mense wat dit sal doen. Daar's mense wat dit doen, man. Hier's mense wat spiteful is as hulle vir jou net so in jou gesig het. Ja. Stephanie se boy is al hulle is dieselfde ouderdom en hy het al sy eie plek. Maar mense verstaan, hy mense wat die konteks verstaan. Ja, nee. Ja, it's bad. Hy sê dat beter. Ja, brother. In my mind dan, as jy lank aan die tetang man, as jy lank om 'n groot mens te raak. Want te veel groot manne man wat 30 en 40 jaar oud is, wat nou nog 10-jarige kinders is. Mindset, ja. Verstaan sy, hulle bly mami, daddy. Dis ek kom nie vir hoe mense vir hulle so in 'n blik indruk nie bro, want hulle sê nee, dis 'n vaak paai die. So vir hom kan ek nou so aan die oë te bro. Een van Amerika se voormalige presidente het gesê my bro, ons moenie bid vir maklike tye nie. Ons moet bid vir sterker mans. Dit is wat ons nodig het. Ronald Reagan dink ek was dit gewees. Alright, waar was nog 'n ding se? Jy ook kyk hier, hè?
die was nog 'n oogpunt wat ek wil, 'n vrou soek 'n man wat at least some semblance of independence het. Hy hoef nie heeltemal independent te wees. Right? Hy moet net nie useless is. Ja. Because why? As 'n vrou 'n braai het wat alles kan doen vir homself, dan gaan sy half useless voel. Oh, ek hoor jou. Want sy inkom. Ek hoor jou. Wat's haar punt? Wat's haar plek? Wat is die punt van haar? Want sy kan dan alles vir jouself doen. Casing point. Ek kyk altyd met topies so gebruik vir hom as 'n voorbeeld. Hy sê maar vroeg verloor, laerskool. Right? Hy was gefors. Leer goedes at the early age, verstaan sy, die man doen dit nie perfect nie, maar hy doen dit ding. En ek dink hy is een van die goedes wat my ma gesien het om in hom. Van toe sy 'n operasie of 2 gehad, toe ons nou al tieners raak. Toe kan die peta maar reg staan hier so en seker maak die boys is alright. Dat wil my ma alleen nie koeien, verstaan sy, recover. Ja, toe kan hy hom nou seker maar ook nou as hy capacity for independence wat sy gesien het in hom, right, die pet kan hom na my kyk. For sure, 100%. Ek like hy. Verstaan sy, en ek dink hy is wat ek nog al sy notice het. As dit kom by dit. So hoef jy ander mense nou in te roep om te help, sy kan dit self. Sy kan dit actually self doen. Ek hoor jou. Nog 'n ding vir my wat vir my upset is nou. As jy 'n getroude paartjie is, en sy hang nog steeds aan die tyd. Nou open sy 'n can of worms hier so, brother. Want hier is regtig mense hier wat mense ken of is jy jouself. Wat nog steeds na jou mind pad toe vir 'n probleem, 'n wrong wat jy in jou vrou gehad het of veral my broer, 'n ma wil nie 'n seun laat gaan en 'n pa wil nie sy dogter laat gaan. En as 'n vrou moet jy weet, sy kan nie jou pa elke keer bel as iets stukkend is in die huis. Want hy overstep die boundary. Hy gaan nou die boundary van jou man overstep. Selfs met 'n ou, sy kan nie jou vrou discuss by jou ma nie. Because jou ma gaan dink, nee, ek het nie vir jou so groot gemaak hier, dit en dit. Onmiddelike onsierheid tussen mekaar. Jou ma gaat automatisch jou kant te vat. Dit is sonder dat sy as jou vrou se kant van die storie ken. 100%. Ons klink miskien 'n bietjie kras nou. Die goed is te sê. Maar die ding is, ons sê nie, sy moet jou mense heeltemal uitskakel. Ek sê wat ons sê nie. Sy moet net ver genoeg van die nes af vlieg sodat sy onafhanklik kan wees. Sy moet die goede self kan doen. So nou om die hele tyd van sy moet onthou, hulle liewe is nie jou liewe. 100%. It's different. It's a difficult conversation. It's a baie difficult conversation om te doen because vir alles hy groot geword het met die idee sy moet na jou mense omsien en dat hy enige iets deviate van enige iets af, dan is hy die worst sien of die worst dochter in die wereld. Ja, hy wil nie eens vir ons 'n weke tie en whatever, man, sy moet onthou, hulle liewe is nie jou liewe. Ek maak altyd die voorbeeld, ek liewe eet, al asem, slaap, so kan my bro. Ek 'n lightie kry, en hy sê vir my, na, is alright, ek wil nie nog so kan speel. Ek is van jou, want ek het hy discipline gekies. Vir jouself? Vir my, nie vir hom nie, vir my het ek hy discipline gekies. Hy kan enige sport doen wat hy wil, behalwe rugby. Obviously. Behalwe rugby, dan kan hy kan enige sport doen wat hy wil. Verstaan sy? Dan sal ek vir hom support. As hy man besluit, hy wil sokker speel, no problem. Ja, meer support. Ja, en al die ouers wat die buite is, nou. Freud het gesê, Sigmund Freud het gesê, the good mother necessarily fails. Nou die is miskien 'n topic vir 'n nog 'n dag. Van as 'n boy seer kry, as hy sport doen, sy gaan nie vir hom sê, like en sê, man up, staan op en staan, sy skud dit af met sy gaan, hy my kind, sê okay, nek ijskry, nek plaaster insit, en sy gaan, hy is jou rou, hy is jou maternal rou. Verstaan sy, 'n man, ja, ne, ek met bruises gekom, dat kyk my pas was reg. Môre gaan ek maar net weer. En sy het die minder liefde van hom, sy het dit gesien as minder liefde nie. 100%.
Sy het gesien as encouragement. Hy is die rol van 'n man. En my bro, ek lieg jou nie. Dis my finale storie. Mense protectelik. My finale storie. My pa het my een keer gesê, kry 1 diploma my bro, vir al oë graad 10. Jussie. 1 diploma. Lobiteraan. Of was dit nog graad 9? Hy man sê vir my, mooi ne? Maar volgende jaar gaan sy meer kry. Nou, jy kan het vat as die man is ungrateful, my bro. Ek het regtig die eerste diploma gekry van al die laities in 'n lang tyd. Maar nou sê die man van my, en my bro, maar hy kan my motiveer. Ja. Op hy punt waar ek gedruk het, en die man het my gesê, next time. En toe het het net so gebeur. Hy het my gemotiveer om te sê, kykie, dis jy al jou potential, ja, is nog in nie. Ja. So as jy right soos jy is jy. 100%. Sy kan veel beter doen. Voor dit ook gesê, voor ons afsluit, voor dit ook gesê, 'n man kan net 'n man raak as sy pa doodgaan. Bietjie krass statement. Dan staan ze van nou so pa nie meer om vir jou te protect nie. Toe kom Carl Jung, ook 'n psychologist. Maar hy dood kan simbolies plaasvind. 100%. Sy kan met opset wegskuif. Ja. Van jou pa af of van jou mense af en self besluit sy gaan al die responsibilities aanvat op jouself voordat hy hoef te sterf en so. Right. En hy is al meeste mans groter. Ja. En hulle pa en ma nie daarmee is. Nou moet sy. By force sy self aan my bro. Sy vat dit self aan. Nou hy wat sy nog gesê het van jou pa wat jou encourage het. Hy is 'n good father my bro. Hy hou nie vir jou vasie. Hy allow vir jou om uit te gaan in die wêreld en seer te kry. En raak bitter as ek. Ja, just pa so my. Hy is wat die good father is. Maar in elk geval mense, ek het my 5 cent ingegooi. Ek het my 25 cent ingegooi. Ek hoop julle het baat gevind uit die episode uit. En ons wil ook maar nie die boys moet groot raak, laat ons op ons sit met sulke groot kinders, groot babas, groot kinders asseblief. En as julle ander hoe sê hulle tips en tricks het hoe om dit te doen, miskien is hy 'n different podcast. Hoe om dit te doen, hoe beweeg jy eintlik uit jou ma en pa se huis uit? Hoe kom jy bietjie van die tyd af? Verstaan jy, moet hulle alwyn om my nippels smeer vir jou my suurigheid of bitterheid te proe? Ja, sien. Verstaan jy? Of wat is die manier? En as jy 'n storie het, sê dit in die comments. Sodat ons kan weet wat is jou storie, hoe jy uit jou ouers se huis het getrek het. En wat was die implications? En ook ons verstaan konteks. Dis is nou as ek oor die derde keer. Konteks is belangrik. Ons praat nie saam met jou wat weet as 'n siekte is. Sy moet nou reg na die mense kyk. We understand. Konteks is different. Maar ons praat van hy boy wat reg geshot het. Hy kan spat. Maar hy is nog steeds om te bly van hy wil 'n spookvisie. PlayStation, né? Jou koei het ek vir jou opgemaak, né? Jou brood ingesit en oei, en jou moffie. Ja, dis manne wat zijn nog groter raak. Hou op te lank aan die tyd hang. In elk geval as Bradley geduld hier so met Enrico Angelo met die brainfill. Hulle moet like, share, subscribe, comment asseblief. En deel met jou liefie wat jy wil groot raak hier. Hy man speel die hele dag PlayStation, Xbox. Hoe my broertjie dat man nou. En die ook skool gemaak. Hy man is 35 en hy spend nou nog R700 op PlayStation 5 en PlayStation 4 games asseblief man. Sy kan nie, hy man kan al mure aangebou het by sy huis. Nee, hy is gebou het met alle huis gebou het met alle geld. Anyway, safety boots, check julle.